Kom ons sing lied 164 se eerste en tweede vers. Ons begin hier die erediens, ons sit dit voort en ons sluit dit af in die wonderlike naam van God die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ek groet u in hierdie wonderlike naam van ons drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Kom ons sing 'n loflied, ons sal hom so 'n bietjie vinniger moet sing, die 212, die eerste en die tweede vers. Loof die Here, hy is goed, loof sy heilige naam, laat alles die groot heelal die Here loof. Die eerste en die tweede vers van die 212, kom ons staan daarvoor. Lukas 7 vers 36 tot 50 is ons skriflesing vanmôre. Dit gaan op die bord wees, maar voordat ons dit van saam lees, kom ons word stil voor die Here in gebed.
Here God van verlossing, verleen ons genade, wanneer ons vanmôre voor U kom staan, wanneer ons nader kom om U woord aan te hoor, wanneer ons U naam op ons lippe neem. Here, ons wil vanmôre met ons saam wees, ook getuig van U goedheid vir ons. Ons afhanklikheid van U, Here. Want ons wil hoor dit wat U vir ons sê, hoe ons moet lewe en hoe ons, Here, in hierdie wêreld, wat maar in die mekaar wêreld is, Here, hoe U wil hê ons moet in hierdie wêreld leef. Dankie vir die voorreg, Here, om in ons eie taal hier in ons kerkgebou weer by mekaar te kan kom. Dankie dat ons kan sing en U loof en U prys. Dankie vir die samesyn van gelowiges. Ja, Here, dat ek vanmôre broers en susters, gesinne sien. En ek weet, Here, hulle glo net soos ek. Ek weet, Here, dat U hulle baie lief het, net soos vir my. Daarom wil ons U loof, ons wil U prys. Here, help ons om nou te fokus, maak ons gedagtes oop, ontvanklik ook vir U woord. Ja, Here, maar ons wil ook bid dat U die naprediker sal wees, dat ons nie net sal hoor vanmôre nie, maar dat ons ook sal saamneem, wanneer ons hier vandaan uitgaan, dat ons sal gaan leef, dit wat ons gehoor het. Ons vra dit met afwagting, ons sê, spreek Here, U kinders sal luister. Amen. Lukas 7 vanaf vers 36, nou dis die verhaal van toe Jesus daar by die ou Fariseer gaan eet het. Ek lees vir u die verhaal. Een van die Fariseërs het hom genooi om by hom te eet. Hy het toe in die huis van die Fariseer ingegaan en aan tafelplek ingeneem. 'n Sekere vrou in die dorp, wat 'n sondige lewe gelei het, het gehoor dat hy in die Fariseer se huis aan tafel was. Sy drink toe 'n albaster flesie met reukolie en gaan staan agter Jesus by sy voete en huil, sodat haar trane op sy voete begin drup het. Daarna het sy voete met haar hare afgedroog, hulle gesoen en met die reukolie gesalf. Toe die Fariseer wat hom genooi het dit sien, sê hy by homself, hy, as hy 'n profeet was, sou tog geweet het wie en watter soort vrou dit is wat aan hom raak, dat sy 'n sondares is. Maar Jesus spreek hom aan en sê, Simon, ek het iets om vir jou te sê. Meneer, sê dit maar, antwoord hy. Jesus sê toe, 2 mense was in die skuld by 'n geldskieter. Die een het R500 geskuld en die ander het 50. Omdat hulle niks gehad het om mee te betaal nie, het hy die skuld vir albei kwytgeskelp. Wie van hulle sal hom die meeste liefde bewys? Vra Jesus hom nou. Simon antwoord, ek veronderstel die een vir wie hy die meeste kwytgeskelp het. Jou antwoord is heeltemal reg, sê Jesus. En hy draai na die vrou toe om en sê verder vir Simon, sien jy hier die vrou? Ek het in jou huis gekom en jy, water vir my voete het jy my nie gegee nie, maar sy, met haar trane het sy my voete nat gemaak en met haar hare het sy dit afgedroog. 'n Soen het jy my nie gegee nie, maar sy het, vandat sy hier ingekom het, nie opgehou om my voete te soen nie. My kop het jy nie eens met olie gesalf nie, sy het my voete met reukolie gesalf. Ek sê vir jou, omdat haar sondes wat baie is, vergewe is,
Daarom bewys sy baie liefde, maar hy vir wie min vergewe is, bewys min liefde. En Jesus sê vir haar, jou sondes is vergewe. Toe begin die wat saam aan tafel was om mekaar sê, wie is hierdie man dat hy self sondes vergewe? Maar Jesus sê vir die vrou, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Tot sover toe. Die Lukas Evangelie waaruit ons vanmôre gelees het, vertel sy weergawes van Jesus se lewe en sy optrede en sy gesprekke, die verhale van Jesus, vertel die Lukas Evangelie altyd sagter, meer menslik. Jesus se optrede volgens Lukas word altyd so aan die leser aangebied, oorgedra, dat hulle Jesus se deernis, sy begrip, sy vergifnis en sy genade kan raak sien in die verhaal. So ook in ons teksgedeelte hoor ons van Jesus wat sag oorkom met hierdie mense. Met dit as agtergrond, kom ons gaan bietjie na ons teks toe. Ons teks se agtergrond is dat Jesus praat met die volk wat hom nie aanvaar nie. Dis dieselfde volk wat hom gaan kruisig. En by name hierdie klomp fariseërs. Nou ons teks vertel vir ons van 'n uitnodiging, 'n eetuitnodiging wat Jesus ontvang het van die fariseër met die naam Simon. Jesus neem hierdie uitnodiging aan en dan kom hy by die huis van die fariseër aan, neem sy plek daar in, sy plek is sekerlik vir hom gehou. En dan word daar vir ons vertel in ons teksgedeelte wat daar tydens die ete daar aan tafel gebeur. Hierdie teks, hierdie verhaal is eintlik selfverklarend. Mens kan hom net lees en dan weet jy waaroor gaan dit in hierdie verhaal. Maar ek wil vanmôre so 'n bietjie die fokus laat val op die manier hoe Jesus met hierdie fariseër voor die ander mense wat natuurlik daar is, met die fariseër Simon en met hierdie vrou praat en hoe hy met hulle omgaan, soos Lukas dit vir ons aanbied. Kom ons kyk na die vrou. Hierdie vrou in die verhaal het nie 'n naam nie, behalwe 'n slegte naam. Sondares, een wat baie sondes gehad het, word in die teks van ons gesê. Sy praat ook nie. Dis net deur haar optrede wat ons so 'n bietjie van haar te weet kom. Hoe lyk haar optrede? Hierdie vrou kom by die huis van die fariseër aan. Nou, dit was al klaar 'n ding gewees in daardie tyd, want die fariseërs was van die hoogste sosiale stand gewees, en hierdie vrou was seker heel onder as dit by die sosiale stand kom. So ook daardie verskil. Sy kom by hierdie fariseër se huis aan. Sy laat haarself in. Sy sluit sommer daar by die tafel waar hierdie mans alleen
besig is om te eet en te gesels, dis waar sy haarself kan saammaak. Nou in daardie tyd is dit as swak maniere beskryf. Dan gaan sy verder. Sy begin huil. En wanneer sy huil sy so dat die trane spat. Dit loop op Jesus se voete. En dan maak sy haar hare los, wat in daai tyd 'n groot nee was. Dan raak sy nog vir Jesus aan. Deur haar hare te vat en sy voete droog te maak en sy voete te soen. Daardie tyd sou dit kon gesien gewees het, nie net die aanraking nie, maar ook die liefdevolle aanraking. As ek groot nee, dit kan nie. Hierdie vrou, sy sondige lewe, word eintlik hier vir ons geteken, dat sy steur haar nie aan die algemene gebruike van daardie dag nie. Hulle sit nie een gesê, maar sy skaamteloos. Engelse woord, sy is regtig kom, kyk nou net wat doen sy. Dis hoe hierdie vrou vir ons geteken word. Die belangrike is egter die manier hoe Jesus met hierdie vrou omgaan. So 'n bietjie later meer daaroor. Ons aandag verskuif na Simon die Fariseer toe. Waarskynlik, is hy regtig gasvry. 'n Uitnodiging, hy moes geweet het, Jesus was sekerlik hongerig gewees. Daai tyd het hulle ons nou nog nie lugversorgers gehad nie. Het was warm, het was nie maar droog daar gewees. Dalk gelyk soos gister hier by ons, warm, droog. Maar hierdie Fariseer nooi vir Jesus uit. Kom neem plek aan my tafel. Kom sit by ons. Lekker koel teen 1 daar, jou prentjie is daar so 'n fonteintjie in die agtergrond. Maar hoekom doen hierdie Fariseer dit? Wou hy 'n vriendskap met Jesus aankoop? Het hy as hy eer betoon dit gedoen? Bewys hy liefde aan Jesus? Let op, hierdie Fariseer is nie vyandig nie. Hy praat ordentlik met Jesus, hy ontvang hom in sy huis, by wyse van 'n uitnodiging. Maar hierdie goeie maniere, hierdie oorskynlike gasvryheid van Simon strek net tot op 'n punt. Jesus wys ons daar as hy met Simon praat. Hy sê vir Simon, toe ek hier aangekom het jy my nie gesoen nie, soos die gebruik is, soengroet. Nie my hoof gesalf met 'n bietjie olie, nie as 'n reukolie nie, kon gewone olyfolie gewees het, soos die gebruik is van hooggeplaaste gaste. Dit het jy nie gedoen nie, Simon. My voete, wat vuil is van die stof, van die strate, jy moet nie eers 'n bietjie water gee om dit skoon te maak voor ek aan tafel gaan sit het, wat die gebruik was nie. Hy het dit nie eers hier genoem nie, maar hy het
het ook nie water vir sy hande en sy gesig gehad nie. Net tot op 'n punt. Dis nie ware gasvryheid nie. Maar ten spyte daarvan, let op hoe Jesus met hom omgaan. Hoe Jesus met hom praat. Wanneer Jesus met Simon praat hy sag, byna in 'n vertroulike manier. Ons lees dit daar in vers 40. Jesus vra amper toestemming vir hom. Vers 40, Jesus spreek hom aan en sê, Simon, ek het iets om vir jou te sê. Jesus is geduldig met Simon. Jesus is nie aanvallend nie. Jesus is nie veroordelend nie. Al weet hy wat Simon dink in sy hart en wat in sy gedagtes aangaan, dat hierdie fariseer, terwyl hy 10-1 met 'n glimlag op die mond daar sit, dat hy besig was vir Jesus te kritiseer en te veroordeel om Jesus en die manier hoe hy met hom omgaan, getuig van sy liefde en 'n sagte hart vir hierdie fariseer wat die grootste ongeskiktheid teenoor 'n gas in sy huis besig is om dit te doen. Jesus kom en hy verduidelik vir Simon op 'n baie mooi manier. Hierdie denkfout wat Simon is maak, daarmee saamkom hy en hy verduidelik aan die hand van dit wat hy met die vrou bespreek. Verduidelik Jesus vir Simon, dit is hoe jy kan regmaak. Dit is hoe jy ook kan deel in dit wat ek uitdeel vir hierdie vrou. Jesus bied sy liefde en sy hulp aan vir hierdie ongeskikte fariseer. En hy maak die deur oop. En hy nooi hom eintlik in. Hy sê vir hom hoe hy kan regmaak. Wanneer Jesus met hierdie vrou praat, onthou, Jesus weet van al haar sondes. Daar is geen twyfel daaroor nie. Daar is ook geen twyfel dat Jesus met deernis en met 'n sagtheid met hierdie vrou omgaan. Al is sy 'n sondares. En die gevolg, dit lei na liefde en omgee. En dan voeg Jesus 'n belangrike ding by. Hy sê, jou geloof het jou gered, vers 47. Moenie dink dat hierdie reaksie van die vrou, haar liefde, haar eerbetoon aan Jesus, deurdat sy voete salf met duur narkosolie, dat dit daar in die hemel gebring nie. Nee, Jesus sê, jou geloof het jou gered. En dan voeg hy by, gaan in vrede. Hy gaan in vrede moet ons nie sommer maar net vinnig oorlees nie. Dis nie maar sommer, dan gaan jy nie. Gaan in vrede beteken, jy is nou vry. Dis die grootste seëning wat Jesus vir iemand kan gee, om te sê, gaan in vrede. Jy het nou vrede met God, jy het vrede in jou hart.
Ek het vrede met jou en jy het die vrede ontvang en jy kan nou in hierdie wêreld uitgaan. Dis vrede aan liggaam en gees. Dis 'n geweldige groot geskenk wat Jesus vir hierdie vrou gee. Onthou, ou Simon sit hierdie storie bekyk. Broers en susters, ek dink die meeste van ons sal onsself vereenselwig of skaar by hierdie vrou wat die Here se genade ontvang het. Dat ons sal sê, maar die Here het eintlik vir ons ook al gesê, gaan in vrede. Maar dan, wanneer ons skaar by die vrou wat God se genade ontvang, deur Jesus wat dit op so 'n sagte manier aanbied, nie veroordeling nie, geduldig, met deernis, dan moet ons ook nog so optree. Dink bietjie aan die genade, dink bietjie die deernis, die sagtheid wat ons al by die Here gekry het. Daai slag toe ons gehuil het, stikkend was hier binnekant, gehuil met of sonder trane. Nou Jesus het geweet wie sy is en nogtans tree hy so teenoor haar op. En die manier wat hy optree moet ook ons manier word. Ook vir die mense daar buitekant wat ons weet sondige mense is, wat verkeerde dinge doen. Ook daardie man of die vrou wat daar met 'n glimlag op die mond en daardie oënskynlike gasvryheid in die tussentyd het hy 'n wrok of vyandigheid in sy hart. Net soos Jesus teenoor die Fariseërs opgetree het, so moet ek en jy ook optree. Daardie ou wat jy te nagekom het. Jesus weet ons is hierdie spul Fariseërs. En dit moet hierdie Fariseër daar by die ete iets kry wat hy teen Jesus onthou en wat in 'n hof sou gestaan het, sodat hulle hom kan veroordeel en tot die dood toe aan die kruis laat sterwe. Nee, Jesus tree met deernis op. Al twee hierdie partye, Simon en die vrou. En dan sê hy, gaan in vrede. Gaan in vrede. Jesus gee hier die grootste geskenk. Hy sê ek het jou vergewe. Gaan wees jy rustig van aan met jou lewe. Daarmee sê ek ook, hy is rustig daaroor. Dis wat dit vir jou en my beteken om aan die voete van Jesus te wees. Ek en jy by die mense ook stikkend is in hierdie wêreld gaan sit. Al is hulle van die laagste sosiale stand, soos hierdie vrou in ons verhaal. Al is dit soos hierdie Fariseër en sy vriende wat gedink het hulle is beter as ander mense. Hierdie liefdesbewys
vir ons Jesus se sagte hart. Hierdie liefdesbewys wys ons hoe Jesus glimlag vir die Fariseer, vir hierdie sondige vrou. Dit gaan alles oor die handelinge, die manier hoe Jesus dit doen. En daarom prakties dink ek wil hierdie gedeelte vir jou vir my kom sê, wees sag, be kind to other people. Kyk met sagte oë, luister met 'n simpatieke oor, handel geduldig, vergewend, met liefde. En ja, nie vergeet om te sê, gaan in vrede. Gaan leef jy nou dit uit wat ek vir jou gegee het. Amen. Kom ons word stil in die gebed weer voor die Here. Here, U wat die gedagtes en die harte van mense ken, weet wat het op ons gedink en hoe ons voel in ons harte toe ons hierdie dinge uit Lukas 7 uithoor. Dat U vir ons kom sê dat ons ook moet sag wees. Mens moet wegstuur. Sê, gaan in vrede. Dit is nie altyd vir ons so maklik nie, en my gebed is dat die deur die Gees ons hierin sal bystaan, juis om dit te gaan doen. Here, ek kan vanmôre getuig en ek het dit al gesien. Mense optree en dan sien ek die glimlag op U mond. Dan sien ek iets van U sagte hart in hierdie harde, ongenaakbare wêreld. Dankie daarvoor. Ek hoop dit vir ons gemeente, ek hoop dit vir elke lidmaat. Dankie daarvoor, Here. Dat ek hulle aan die voete kan plaas met die wete dat U hulle ken en hulle ken U. Daar is ons veilig. Dankie dat U die genesende Here is. As ons vanmôre die voorbiddingslysie van Rini sien, dan wat ons vir haar toe dat sy gou gesond sal word. Vanmôre sit Rina hier in die erediens, Here, en U het haar wonderbaarlik gesond gemaak. En ons loof en ons prys U daarvoor. Dankie vir ander mense wat gister nog siek was, maar vanmôre al beter voel. Ons loof en ons prys U daarvoor. Here, wil U gee dat ons hierdie liefde en genade self sal gaan uitdeel en sal gaan uitleef. Dan asseblief saam met ons, wanneer die katedese ook nou hierna plaasvind, die belydenislas vir die laaste keer by mekaar kom. Dankie, Here, dat ek dit alles vir U wil vra. Alleen in die naam van Jesus ons Here, tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, ons gaan die laaste lied sing, en daardie lied is 'n danklied. 108, die eerste en die tweede vers, om ons staan daar voor, dan sing ons dit, daarna spreek ek die seën uit, en die kollekte word by die deure opgeneem. So baie dankie daarvoor. Kom ons staan asseblief.
by Jesus ontvang het, ek wil vir u vanmôre daardie geskenk gee en u daarmee huis toe stuur. Daarna sing ons dan die Amen. Geliefdes, gaan in vrede.